Kan ons daarom nou weer 'n bietjie aangaan. Ek glo ons sal die dinge nou, laasweek was ek ook met al my operasies en al die dinge wat gebeur het, wat daar maar nou onderbreking was, maar nou kan ons daarom aangaan daarmee. So ek glo en vertrou, die Here sal dit seën en ook gebruik. En soos ek vir julle al gesê het, ek gaan nie probeer my slim hou, al die wêreld gebeure nou gaan opsoek, ek gaan vir julle die skrif bring. En jy sal sien uit die wêreld gebeure waar die skrif, hoe dit inpas in die skrifte. Die probleem is, wat baie keer gebeur is, nou vat ouens wêreld gebeure, hulle wil dit in die skrif ergens indruk, hulle gebruik dit baie keer buite konteks. En ek wil dit nie doen. So ek gaan vir die skrif bring, en ek gaan vir die skrif hanteer, en dan sien ons van daar af hoe die wêreld gebeure in die skrif dan geopenbaar word, nee. So dit is my nie 'n fout. Die skrif verklaar self, ek hoef nie. Die Gees van God oortuig, ek hoef nie, nee. So, goed, baie dankie. Kom ons maak net ons harte stil voor U. Ons Vader, dankie vir hierdie geleentheid dat ons ook by mekaar kan wees. Dankie dat ons na U woord kan luister. Dankie vir die woord wat openbaar, die boek ook Openbaring, is om vir ons te openbaar wat was, wat is en wat sal wees, en terwyl ons dan ook daarby sal stil staan. Here, wil ek kom bid dat U ook vir ons sal kom seën uit die woord, en ook die gedagtes waarmee ons besig sal wees, dat U dit ook in ons harte sal kom heilig, om Jesus naam en wil. Amen. Ek gaan gewoon weer te gaan, net om vir ons weer te sê waar ons was, Openbaring 1 vers 19, dit wat is, dit was, en dit wat sal kom. Dit wat was, hierdie hele dispensasie tot en met die Here Jesus Christus se verskyning, waar Jesus aan die kruis kon sterf het vir die mense sonde, waar Jesus ook dan opgevaar het na die hemel toe. En nou is ons in die kerkdispensasie. Ons noem die kerkdispensasie, die tyd waarin ons nou lewe, nee. En die tyd waarin ons nou lewe, wat ooreenstem met die Laodisense, die nou tydperk, is die tydperk waarin ons dan nou is. En hierdie geleentheid waarop ons nou wag, die wegvoering, die wegraping, nee, waar die Here vir ons dan ook wil kom wegneem as kerk. Nou die woord wegraping, ons sal nou daarna kyk. Kom nie die Bybel voor nie, so waar kom ons daaraan? Ons gaan 'n bietjie daarna kyk. Terwyl die kerk van die Here Jesus Christus dan daarso in die hemel is, voor die Bema troon, nie die wit troon nie, die Bema troon. Wat is die Bema troon? Dit is waar ons beoordeel sal word, 1 Korintiërs hoofstuk 3. Die beoordeling, nee, gaan hier 'n tydperk op die aarde wees, 'n verskriklike tydperk. Wanneer die mense hier op aarde wat oorbly onder verskriklike vervolging sal wees. Verskriklike dinge wat met hulle sal gebeur. En dit is waarvan die woord van die Here ook praat. As ons kyk na die 7 skale, ons kyk na die trompette, ons kyk na die skale wat uitgegooi is, en ons sien hoe die Here dan ook homself kom openbaar in hierdie waarheid dan ook hierdie wêreld kom besoek. Dan kom die Here Jesus Christus terug na die aarde toe, sy voet op die Olyfberg, waar hy vir 1000 jaar dan gaan kom regeer, die orde kom herstel, nuwe hemel en nuwe aarde, waar daar nie 'n see gaan wees nie, die finale oordeel oor die mensdom, by die wit troon oordeel, Openbaring 20 net, vers 15 tot in vers 20, waar hierdie oordeel oor die mens sal kom, die tweede dood, waarvan die woord van God ons spreek. As ons praat van die tweede dood, eerste dood, waar ek as mens fisies hierdie liggaam van my dan sterwe, die tweede dood is daardie dood waaraan hierdie mense wat nie Jesus as verlosser en saligmaker aangeneem het nie, veroordeel sal word, veroordeel, hel toe gestuur sal word, nie. Dis die tweede dood, Openbaring 20, vers 15 sê dit baie duidelik, nee. Goed, kom ons gaan kyk, Openbaring 20.
Openbaring 4, lees ons nou die eerste fase van die 2 fases van die wederkoms. En hoor mooi wat hy sê. Na hierdie dinge, watter dinge? Hierdie kerkdispensasie, dit wat ons nou in lewe. Want dit volg direk na Openbaring hoofstuk 2 en Openbaring hoofstuk 3. Na hierdie dinge, die kerkdispensasie, vind ons nou hierdie volgende. Na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek soos 'n basuin met my oorspreek het gesê, kom op hierheen. Wie se stem? Jesus. Kom op hierheen. So nou daarby stil staan. En ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel. En een sit op die troon, hoofletter. Hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen, jaspis en sardius. En rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smaragd. En rondom die troon was daar 24 trone. En op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, gekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. Hierdie praat van sy praat van die ouderlinge, is daar die 12 apostels en die 12 stamme se leiers, waarvan hy hier praat, wat die kerk van die Here Jesus Christus verteenwoordig. Waar sien hy dit? In die hemel. Nie op 'n ander plek. Hy sien hulle in die hemel. En wat sien hy? Hoe lyk hulle klere? Wit klere. Wie trek wit klere aan? Hulle wat genooi is na die bruilof in die Joodse en die tydperk van die Here Jesus Christus. As iemand genooi word na 'n huwelik geleentheid, sou aan hulle wit klere gegee. Hoe het jy hier ingekom sonder 'n kleed? Verstaan jy nou daai beginsel? Hoe het jy hier ingekom sonder 'n kleed aan? Baie was hy uitgewerk. Die buitenste, luister. Jy kan nie in die hemel kom met sonde, ongered nie. Jy word in die hel gewerk. En daar het weerligte en donderslae stemme uit die troon uitgegaan en 7 vuurvakkels, wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas as kristal. En in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Die eerste lewende wese was soos 'n leeu, die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. 4 evangelies. Nou wie verwys dit? Jesus Christus. En die 4 lewende wesens het elkeen van homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë. Hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here, God die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. Die belangrikste wat ons moet verstaan, dit wat was, dit wat is, dit wat kom. As ons hierdie beginsel reg verstaan, is die Openbaring boek 'n openbaring, nie 'n geslote boek, soos baie dit sien. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom, wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom, wat op die troon sit en aanbid hom, wat tot in alle ewigheid lewe en werklik krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskaap en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskaap. Waar vind ons nou die kerk van die Here Jesus Christus?
Dis waar die belangrike deel van ons inkom, is by die weggeraap. Waaroor baie dinge deesdae gaan, waaroor baie mense praat, baie mense probeer datums daar te stel. Ek kan nie 'n datum daar stel nie, ek kan nie vir u sê, môre of oormôre nie. Wat ek wel vir u kan sê, is wees gereed. Die koms van die Here is naby. Dit is waar. En ons sien dit in die woord van die Here, volgende week sal ek so 'n bietjie daaroor uitbrei. Wat is die tekens? Waarna moet ons kyk? Wat wil die Here hê moet ons raak sien? Want dit is belangrik. Ek wil vandag net by die gedagte van die wegraping stil staan. En hoekom ons dan ook die woord wegraping gebruik, terwyl dit eintlik maar 'n wegneem is van die kerk, nee. Goed, die opname, die tweede koms van die Here Jesus Christus, word dikwels verwar. So, die eerste deel, waar Jesus sy kerk wegneem, waar hy vir die kerk kom, en die tweede gedeelte, waar hy saam met die kerk kom, is waar daar baie keer verwarring in die tyd van vandag dan plaasvind. Die eerste gedeelte van sy koms, die wegname van die kinders van die Here, en dan die tweede gedeelte, waar Jesus Christus saam met sy bruid na die aarde toe kom. En dit behoort eintlik nie te wees dat ons daaroor stry nie. Die woord van die Here is baie duidelik, en hierdie twee word baie duidelik in die woord van die Here onderskei, sodat ons dit ook kan sien. Die woord wegraping, soos ek gesê het, kom nie voor in die Afrikaanse Bybel nie, maar dit beteken nie dat dit nie skriftuurlik is nie. Goed, hoekom? Die woord wegraping kom nie voor in die Engelse vertaling van die Bybel ook nie, maar die term, die wegvoer, of die wegneem, die weggryp, is in die woord van die Here. En dit is die gedagte van om weg te dra. Rapture, om weg te neem. En dit is hoekom ons dan ook die woord wegraping gebruik. Maar eintlik, net vir eenvoudig, sonder dat die mense daaroor hoef te twyfel, gaan oor die wegvoering. Hy voer sy kerk weg. En nêrens in die boek Openbaring vind jy van hoofstuk 4 tot en met hoofstuk 19 weer die kerk van Here Jesus Christus hier op aarde. As hy van hom praat, is hy in die hemel, met dit wat daar ook sal gebeur. Die opname van die kerk is die getuienis waarin God alle gelowiges van die aarde kom wegneem. Gelowiges, hulle wat waarlik weergebore is, nee, die Here ken as persoonlike verlosser en zaligmaker. En dan plek te maak vir sy regverdige oordeel, dit wat op die aarde uitgestort word. Die opname word hoofsaaklik beskryf in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18 en 1 Korintiërs 15 vers 50. Nou ek gaan nou 'n bietjie by van die skrifgedeelte stil staan, so ek gaan net eers vinnig daaroor hardloop. God sal alle gelowiges wat gesterf het opwek, hulle verheerlikte liggaam gee, en hulle van die aarde afneem, saam met alle lewende gelowiges, wat ook verheerlikte liggaam in daardie tyd sal ontvang. Want die Here sal self uit die hemel neerdaal met 'n harde geroep. Wat sal hy doen? Hy sal die kinders van die Here oproep na hom toe. Nee, is dit nie wat 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vir ons sê nie? So baie duidelik in die woord van die Here. En ons kan nie die woord van die Here in twyfel trek. Daarom dat ons die woord van die Here moet vat vir dit wat hy sê. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. En wat sê hy? Want dit sê ons vir julle, deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, nou hierso, by hierdie tyd, as die Here nou kom, hulle wat nog in die lewe is, wat sê hy van ons? Hulle wat in die lewe oorbly toe by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd die voor sal wees. Hulle wat nou al afgesterf het, ons vadere en moeders, en ons grootouers, hulle wat al reeds afgesterf. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n
geroep. Ek het 'n stem gehoor wat sê, kom op hierdie. 'n Geroep. Wie gaan dit hoor? Almal? Die weergebore is. Die gereddes. Want die Here self sal van die hemel neerdaal, met 'n geroep, met die stem van 'n aardse engel, en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, weergebore is, sal eers opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle die wolke weggevoer word. Nee, agapatsu is die Griekse woord wat gebruik, wegvoer, wegneem, om ons te verplaas van een plek na ander ene. Baie word ons verplaas, word die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by hom wees. Is dit nie wonderlik? Hy kom ons aan. Dis waarvoor ons gereed het. Nou sê die woord van Here, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Vir ons as kinders van die Here behoort dit 'n bemoediging te wees. Nie 'n ontmoediging, nie 'n tyd van benoudheid nie, maar 'n tyd waarin ons opgewonde raak. Hoekom? Jesus kom ons aan. Die leer van die opname is nie 'n Ou Testament geleer nie, en daarom noem Paulus dit 'n misterie wat nou geopenbaar word. Luister, ek vertel julle 'n misterie. Ek vertel julle dit wat nou gaan gebeur. Ons almal sal nie ontslaan. Ons almal gaan nie sterf. Maar gaan 'n tyd wees wanneer die Here vir ons gaan kom. Sy woord sê baie duidelik. Sê 2 sal op die land wees, een sal aangeneem word, die ander een verlaat. 2 sal op die bed lê. Meneer, is jy reg? Mevrou, is jy reg? 2 sal op die bed lê. Een sal aangeneem word, die ander een sal verlaat word. Ja, sommige wat nou weduwees is en weduwenaars, seker al nou 'n bietjie gelukkiger, nee. Net 'n grap. Kind van die ek moet gereed wees. As man, as vrou, maak seker. En die trompet sal blaas. Die dooie sal in onverganklikheid opgewek word. 1 Korintiërs 15 vers 51 en 52. Nou, daar onderskeid tussen die wegraping en die tweede koms. Sommige mense debatteer baie daaroor. Ons behoort eintlik nie daaroor te debatteer nie, want die woord van die Here is baie duidelik. Goed. Die opname van die kerk is egter nie veronderstel om verdeeldheid te bring. Opname is eerder 'n glorieryke gebeurtenis vir ons as kinders van die Here. Hoe gaan ek dit onderskei? Hoe gaan die woord van die Here dit vir my beskryf? Die eerste deel, onsigbaar, net vir die kerk. Die tweede deel, die Bybel sê, elke oog sal hom sien en elke tong sal bely dat Jesus die Christus is. Sigbaar vir die res van die wêreld. Vir die kind van die Here onsigbaar, vir die wêreld sigbaar. Vir die kind van die Here skielik, soos 'n dief in die nag, wat jou skielik oorval, net so, in 'n oogblik. En dan, vir die wêreld, hulle sien dit gebeur. Hoekom? Want Jesus se voet gaan aan die Olyfberg kom. Die eerste geleentheid, wederkoms, die eerste gedeelte daarvan, vir sy heiliges. 1 Tessalonisense 4 vers 17. Die tweede, saam met sy heiliges. En dit lees ons Openbaring 19 vers 14, waar hy saam met sy kerk na die aarde toe sal. Die wegvoering van die bruilof. En dan, waar ons ewig saam met hom sal wees, in die 1000 jaar van vrederyk. Die een sal 'n trompet geklank wees, wat vir die geredde is, wat net hulle gaan hoor. Die tweede gaan wees met 'n groot stem, wat hy hier na die aarde toe gaan. Die eerste gedeelte van die wederkoms, voor die groot verdrukking. En ek gaan nou vir julle sê, hoekom voor die groot verdrukking? Hy kan nie anders
as om voor die groot verdrukking plaas te vind. Die ander gedeelte waar Jesus terugkom met sy voet op die olyfberg, na die groot verdrukking. Goed, die wegraping, wegname is wanneer Christus terugkeer vir sy kerk, die gelowiges van hierdie aarde te verwyder, 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18, 1 Korintiërs 15 vers 50, gelowiges wat gesterf het, sal eers daardie verheerlikte liggaam kry, dan sal ons as gelowiges wat nog in die lewe is, saam met hulle die Here Jesus tegemoet gaan in die wolke. Alles sal binne 'n oomblik gebeur, in 'n oogwink. Die tweede koms is wanneer Jesus terugkeer om die anti-kris te kom verslaan. Goed, die belangrike verskil tussen die opname en die tweede koms, of die wegraping en die tweede koms van Here Jesus Christus is as volg. By die opname ontmoet die gelowiges die Here Jesus Christus in die lig. 1 Tessalonisense 4 vers 7. Die wederkoms vind plaas na die groot verdrukking. Openbaring hoofstuk 6 tot 9. Die opname vind voor die beproewing, daardie groot tyd wanneer hierdie verdrukking sal plaasvind, wat dit dan plaasvind, wanneer ons as kinders van die Here van hierdie aarde verwyder sal word, so ons sal nie in die groot verdrukking wees en dit deelagtig wees. Dit is 'n belangrike ding wat ons moet verstaan. Wegraping is 'n verwydering van die gelowiges van hierdie aarde as 'n daad van bevryding. Ons word verlos van hierdie wêreld met al sy dinge. Nou die dag weer iemand wens so die Here ons nou kom. Here moet ons nou kom. Dis moeg vir hierdie. Is ons nie ook al by daai. Goed. Die wegraping sal in die geheim wees. Gaan onmiddellik in 'n oogwink. So, ons moet dit weet. Jy weet dat ons van Here Jesus Christus sal eerste plaasvind nadat daardie eindtyd gebeure dan ook plaasgevind het. Hoekom is dit belangrik om hierdie wegraping en die tweede koms van mekaar te onderskei, hulle van mekaar af te hou? Omdat die opname en die tweede koms dieselfde gebeurtenis is, sal as dit dan is, as hierdie wegraping nie plaasvind, dan gaan ons saam met hierdie ou wêreld gaan ons veroordeel word. Gaan ons saam deur daardie verdrukking gaan. Die Bybel leer vir ons gaan nie deur daai verdrukking gaan. As hierdie opname en die tweede koms dieselfde gebeurtenis is, dan sal die terugkeer van die Here na hierdie aarde toe slegs plaasvind daarso by sy wanneer hy sy voet op die olyfberg gaan sit. Die Bybel, waar gaan 1 Tessalonisense hoofstuk 4 dan inkom? Sê dit vir my. Wys my. Waar gaan 1 Tessalonisense hoofstuk 4 dan inkom? Want die Bybel leer vir my baie dinge. Daar gaan 'n tyd wees wanneer hy vir my gaan kom, wegneem. 1 Tessalonisense hoofstuk 4, van Here tegemoet, en ek gaan ewig saam met hom wees. Nou kom ons by dit wat vir my belangrik is. Dis 'n onverwagse verskyning vir die kind van die Here. Vir die wêreld gaan dit 'n tyd van verwarring. Wat sê Matteus 24? En ek het nou al reeds 'n bietjie daarna gewys. Matteus 24 vers 36 tot 42. Maar van die dag en die uur weet niemand nie. Ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. Net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Hoe was dit in die dae van Noag? Die Bybel beskryf dit vir ons. Hy sê, want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed, toe hulle geëet en gedrink, getrou en die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het. Is dit nie wat vandag gebeur? Die mense gee om. Waar is die mense in die kerk? Is asof elke nou net doen wat reg is in sy eie oë, soos in die tyd van die rigters. Maar wat sê hy? En dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom het en almal weggevoer het. So sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Wat het gebeur? Daai oordeel wat God gebring het. Hulle het nog aangegaan met hulle eie lewe. En toe
Daai reën wat gekom het, die stortvloed. Dink jy, daai mense, toe daar die water so heuphoogte en borshoogte begin kom, en dit begin oral, dat hulle nie daarna Noag toe gehardloop het om die ark gaan klop het nie. Was dit te laat? Was te laat. Sal wees soos in die dae van Noag, sê die woord van die skielike verderf wat hulle oorval. Waar gaan ek as kind van die Here wees? Kan nie hier wees nie, soos Noag, is binne in die ark. Ek is veilig, ek saam met Christus. Het my kom weg. Dan sal daar, soos hy sê, en dit nie verstaan het voordat die sonvloed gekom het en almal weggevoer het. So sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Dan sal daar 2 op die land wees. Een word aangeneem en die ander verlaat. As Jesus dan net een keer gaan kom met sy voet op die olyfberg, waar gaan hierdie dan plaas? Hoe kan dit plaas? Kan nie plaasvind. Dit moet by sy eerste, by die wegname van die kinders van die Here. Die man en die vrou wat daar op die bed, een word weggeneem en die ander word verlaat. 2 op die land. Wat sê dit vir my? Die een is in die dag en die een is in die nag. Terwyl die tweede verskyning deur Jesus Christus sal almal hom sien. Hierso. Een is in die dag, een is in die nag. Een word aangeneem en een word verlaat. Is hy gereed? Die antichrist kan nie geopenbaar word terwyl die teehouer op die aarde is nie. Wie is die teehouer? Die kerk. Hoekom? Wie woon in ons? Die Heilige Gees. Terwyl die kerk met die Gees van God hier op aarde is, kan die antichrist nie geopenbaar word. 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot en met vers 6. Maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur die Gees of deur die woord of deur die brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van die sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Dis die Satan, né? En die teestander wat hom verhef het bo al wat God genoem word, die duiwel, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het, toe ek nog by julle was nie. En nou, julle weet wat hom teehou. Wie? Die antichrist. In die konteks van die skrif kan hy nog nie geopenbaar word. Julle weet wie hom teehou. Die kerk van die Here Jesus Christus, die Gees van God wat nog hier op die aarde is. En wat sê hy? Sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Die teehouer. Wanneer die teehouer, die kerk van die Here Jesus Christus weggeneem, kan die antichrist geopenbaar. Ek wil vir u vra, is die Bybel nie duidelik genoeg nie? Die Bybel sê dit vir ons. Die kerk gaan verplaas word van die aarde na die hemel toe. Johannes 14 vers 1. Laat julle harte nie ontstel word, die glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. In die hemel. Besig by die bruilofsmaal. Besig met 1 Korintiërs hoofstuk 3, waar ek beoordeel sal word. 2 Tessalonisense 2 vers 1. Maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom. Ons gaan met Jesus verenig word by daardie wegname. Filippense 3 vers 21. Want ons vernederde liggaam van gedaante sal verander
om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onder. Daar gaan 'n tyd kom, wanneer ons as kinders van die Here saam met Jesus weggevoer sal, waar ons 'n verheerlikte liggaam sal kry, waar ons beoordeel sal word vir ons werk hier op aarde. 1 Tessalonisense hoofstuk 4, seker die duidelikste bewys. 1 Tessalonisense, 1 Korintiërs, van die duidelikste bewyse dat ons saam met die Here Jesus Christus weggevoer sal word, waar hy sy kerk gaan kom weg. My vraag net weer vir u, is u gereed? Skielik in 'n oomblik wat hy sy kerk gaan kom weg. 2 sal op die land wees. 1 sal aangeneem word, die ander een sal verlaat. 2 sal op die bed wees. 1 sal aangeneem word, die ander een verlaat. Wie is u volg? Is u gereed om Jesus te ontmoet? Hy kan nou of in die dag of in die nag. Maar hy moet gereed wees. Mag die Here vir ons help. Ons nie soos daardie onverstandige maagde, die ons dink daar's nog baie tyd, kan later my lamp vol olie gaan maak. Nee, nou is die gereed, nou is die tyd. Volgende week so 'n bietjie meer daaroor. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê dat U vir ons leer uit U woord uit. Dat daar 'n bewuslike tyd sal wees wanneer ons as kinders van die Here U stem sal hoor, soos Johannes, waar die stem sê, kom op hierheen. Here, waar ons, soos 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vir ons sê, dat ons U tegemoet sal gaan in die lig, op die wolke. En is dit nie soos daardie engele gesê het vir die disippels, soos julle hom sien wegvaar, so sal hy weer terug. Sigbaar vir ons as kinders van die Here. U kom weer. U kom ons haal. En ons weet, Here, nadat U ons kom haal het, is daar 'n verskriklike tyd vir hulle wat hier op aarde is. Here, terwyl U woord ook daarvan praat, en ons wil voorberei, help vir ons om gereed te wees as U kinders. Amen. Nou ja, ek het gesê, julle kan my vra tot daar waar ek my voorberei het, net oor daardie ander deel kan ek nog nie antwoord nie. Miskien so bietjie, maar is daarvan dit wat ons nou al behandel het, wat julle miskien 'n vraag het? Nee. Ja, my vraag is nie groot deels nie, so volgende dag.